Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Goeiemôre Koos. Môre Hoe Gerard, gaan dit met jou? dit gaan goed met my, dankie. Ek is dankbaar dit Die gaan winter is hier, ons kan lekker goed aantrek. Ek hou van winter. goed. Ek verstaan dit regtig nie. Hoe is mense? Dis koud, dis nat, dis donker. Dis, ja, presies. Maar wat is As jy lekker dan? opstaan is dit nog donker. Als is nie te vinnig lig nie. Ja, maar die somer is so lekker, die voeltjies is in die gang, jy sal van vroeg kan jy dinge gaan doen buite. Jy kry nie Jy kan koud dit nog nie, jy is steeds nie buite nat nie. gaan doen. Nee. Dit is net koud en nat. En Ja. Ek is glad geheel en al. Die winter het hierdie jaar heeltemal te vinnig vir my gekom. Die somer was heeltemal te stadig. Maar nietemin, Koos, ek is dankbaar dit gaan goed met jou in die winter. Dit gaan minder goed met my omdat dit winter is. Maar ons is besig met hierdie reeks wat genoem word, wil jy daaroor praat? En in hierdie reeks kyk ons na die groot uitnodiging wat Jesus ons gee, waar hy sê, kom na my toe. Verlede week het ons die reeks begin om te gesels oor, kom na my toe in jou doodloopstrate. En gister het Koos begin en met ons gesels oor, kom na my toe met jou trane. Ons gekyk na daai woorde wat Jesus in die grootste, bekendste preek wat nog ooit gepreek is, wat Jesus gesê het, geseënd is die wat treur. En dit is 'n paradoksale stelling, want die woord wat Jesus daar gebruik is die woord makarios, geseënd. Dit is, Jesus beskryf hier 'n manier van leef wat om eintlik die wonderlikheid van die gode, die manier hoe hulle leef, die rykdom, die volheid van as jy net hoe die gode sal leef sal beskryf, in die Griekse mytologie. in die Griekse mytologie, ja, natuurlik. Gebruik hier die woord makarios. Dit is soos die ultra rykes, die mense wat geen bekommernisse het nie. Dit is die beste manier van leef is makarios. Jesus sê, makarios is die wat treur. Vreemde stelling wat Jesus maak. En vir die hoorders van die tyd was dit ook 'n vreemde stelling, want hoe kom 'n mens hoe bring 'n mens hierdie twee goed by mekaar uit? Maar dit is wat Jesus juis hier probeer sê, want binne in hierdie ervaring ontmoet jy 'n iemand. En dan is die uitwerking daarvan geseënd, die makarios deel. En geseënd het met blydskap te doen. So gister het jy gesels Koos oor trane, en vandag kom ons praat oor die eerste deel van hierdie stelling, die blydskap gedeelte, die makarios gedeelte van die lewe. Nou, in die lewe van vandag is daar die stelling wat ons al so baie hier gesê het, en ons hoor dit so baie, is daar in die wêreld hierdie idee van, ons het almal hierdie pursuit of happiness, ons wil almal gelukkig wees, ons wil blydskap moet heers, en dit het amper die soeke geword. Alles wat ek doen, moet dinge wees wat net vir my blydskap bring. Ek stuur weg van trane af, ek stuur weg van die moeilike dele in die lewe, ek stuur selfs weg baie keer van dissiplines af, want dit gee nie meer altyd vir mense blydskap nie, maar so as jy die pursuit na happiness, net geluk en blydskap, maar wat die Bybel eintlik hier vir ons sê, is dat blydskap is nie iets wat ons kan soek of kry nie. Blydskap is 'n byproduk van iets anderste. En dit is wat ek dink ons moet vandag oor 'n bietjie gesels. Hierdie geseënd, hierdie blydskap is die wat treur. Ek sal daar. Ja, Gerard, is baie waar. Ek dink nie, mens sal 'n fout maak as jy sê, ek soek na blydskap nie. Maar as blydskap die hoogste soeke is, dan sal dit jou altyd ontwyk. Die waarheid dink ek is eintlik dat in die soeke na blydskap kom jy agter, ek vind dit nie regtig nie. Die soort blydskap wat ek wel vind, terwyl ek daarna soek, bly my op 'n manier teleurstel. En dan bly ek soek in 'n ander rigting, of ek gaan in oordaad in. Dis 'n ontwykende iets, wat my uiteindelik selfs kan ontnugter. So is nie noodwendig 'n fout om te sê, jy kan nie
strewe of soek na blydskap nie, maar in die strewe kom jy agter, daar moet iets meer wees. Ek soek as het ware dan, soos wat jy sê, my fout was, ek het gesoek na die produk, en ek kry net nie die produk nie, ek moet by die bron kom. En wat is daardie bron? Is 'n persoon. Is eintlik amper meer as 'n persoon. Dit is die ding wat in die persoon is. En C.S. Lewis sê, daardie ding waarna ons soek is iets wat bestaan in die verhouding van die drie-enige God. Die ding wat gebeur tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is waarna ek soek, waarvoor ek gemaak is. En oor het Jesus dit mos gesê, soos die Vader my lief het, so sal ek julle lief hê, en so moet julle moet die ding kry wat in ons is. En dan sê hy op plekke, ons sal net na die skrif kyk, dit het ek vir julle gesê, dat julle my blydskap kan hê. En dat my blydskap volkome kan raak. Dit wat in my is, as die Seun van God, in my verhouding met God, en die Heilige Gees wat deur my werk, dis waar blydskap gebore word. So sê Lewis dit. God in Trinity is fullness of life. God in Trinity is fullness of life, living in eternal relationships and in never-ceasing fellowship. The whole dance or drama or pattern of this three-personal life is to be played out in each one of us. Hy sê, daar lê die bron, daar gebeur iets in God, waarvoor jy gemaak is, en jy kan oral soek vir blydskap in die wêreld, jy sal dit nie kry, as jy nie weet dis waar dit vandaan kom nie. Nou brei hy uit in meer Christianity, en as daar een boek is wat ek dink daarom 'n gelowige moet lees, al is jy nie 'n groot leser nie, dan moet jy meer Christianity lees. Kyk hoe sê hy dit, if you want to get warm, you must stand near the fire. If you want to be wet, you must get into the water. If you want joy. En ander goed ook, power, peace, eternal life. You must get close to or even into the thing that has them. They are not a sort of prize which God could, if he chose, hand out to anyone. They are a great fountain of energy and beauty spurting up at the very center of reality. If you are close to it, the spray will get you. If you are not, you will remain dry. Once a man is united to God, how could he not live forever, or be joyful forever, or have power forever? Once a man is separated from God, what can he do but wither and die? Dis 'n persoon, en oor, as die Bybel van ware blydskap praat, koppel dit blydskap aan die persoon van die Here. Nehemia 8 in die Ou Testament, daardie baie bekende vers, toe die volk so bedroef was oor die tempel wat hulle verloor het en wat nou herbou is. En nou ween hulle seker oor, jy weet, die feit dat hulle soveel jare daar sonder was, en nou is die nuwe tempel hier. Nou sê Nehemia, nee, is nie nou 'n tyd om te huil nie, wees nie bedroef nie, Nehemia 8 vers 11, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En jy sal nie verkeerd wees om twee betekenisse aan daardie term te heg nie. Daai blydskap is letterlik in hom. Maar ek vind dit in my verhouding met hom. Dis 'n blydskap in hom wat in my is, omdat ek in 'n verhouding met ek in hom is. Die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Psalm 16 vers 11 sê dieselfde ding. U maak my die pad van die lewe bekend. In u teenwoordigheid is daar oorvloedige blydskap. En ja, die ou vertaling sê dit so, my aan u regterhand. Ekskuus Gerard, nou wil ek nies. Dat sê ek het nie genies. Aan u regterhand
is daar lieflikhede vir ewig. As jy die ding soek, dis waar hy is. Teenwoordigheid, regterhand. Regterhand, wat beteken dit? Is 'n plek van guns. Aan die regterhand van die koning sit sy groot vertroueling. Soek jy lieflikhede? Soek jy blydskap? In u teenwoordigheid is daar oorvloedige blydskap, dit loop oor daar. Aan u regterhand, as ek 'n verhouding met God het, soos 'n vertroueling, is daar lieflikhede. En is nie tydelik nie, vir ewig. Daar is 'n soort blydskap wat nie gekoppel is aan dinge wat kan vergaan nie. En dis wat Paulus ook die term gebruik in die Here, Filippense 4, wat ons so goed ken. Verbly julle altyd in die Here. Weet waar daai blydskap is. Habakuk sê in Habakuk 3 vers 17 of 18, nogtans sal ek jubel in die Here, daai groot vers van al sal die vrye boom nie bot nie. Ek jubel in die Here. Dit oor en oor sê die Bybel dit so. Because wat vir my so wonderlik is, selfs daai gedeelte wat ons nou begin het om mee te lees, wat jy gister oor gepraat het, geseënd is die wat treur, en dan die rede hoekom jy geseënd is net in die woorde daarna, want hulle sal vertroos word. En van wie praat daai vertroosting? Dit praat van die bron van hierdie. Dit is waar jy daai blydskap gaan kry. En dit is juist die punt van wat die probleem is in vandag se soeke eintlik meer net na blydskap as na die bron toe, is want dit is nie wat die blydskap is nie. Blydskap is nie ek's mal oor wat hoe C.S. Lewis het beskryf. Dit is amper asof hy sê, dit is iets wat jy moet ervaar, dit is nie iets wat jy kan gaan haal nie, dit is iets wat jy net kan in dit ingaan, en jy kan dit ervaar en wees. As jy mens weer eens kyk, byvoorbeeld, mens kyk na daai woorde in Psalm 1, die heel eerste Psalm, sê geseënd is, of in Engels, blessed is the one, wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Dit sê nie daar, geseënd is die een wat 'n geseënde lewe soek nie, of geseënd is die een, of gelukkig is die een wat geluk gesoek het nie. Inteendeel, nêrens in die Bybel staan daai woorde wat sê, as jy soek na geluk, dit is wat jy gaan kry nie. Dit lê op 'n ander plek. Dit sê, byvoorbeeld dit sal sê, geseënd is die een wat honger en dors na geregtigheid. As jy daai geregtigheid en die bron van geregtigheid vind, dan sal jy 'n groter blydskap beleef in dit. Geseënd, daai blydskap gaan jy daarin beleef. So dit is die probleem met, en C.S. Lewis verwoord dit beter as wat enigiemand dit seker kan verwoord. Dit is iets wat jy al inklim, en jy ervaar dit, jy weet. Ja, en ek dink dit het ook te doen met dit moet die middelpunt van jou wese inneem. Ja. Dit is nie, onder andere, is dit daarom een van die goed, as ek wil blydskap hê, gaan ek soontoe nie. Nee, dit laat my dink aan wat Jesus gesê het, ek het nou nie verse hier van daai gelykenis, nee. Soos 'n man wat in 'n saailand gaan, en dan sien hy, en is 'n parelhandelaar, 'n handelaar, en dan sien hy hierdie parel, van groot waarde, dan verkoop hy alles wat hy het. Nou, is eintlik 'n baie interessante gelykenis, nee. Die ou is bereid om bankrot te gaan. Hoekom sê ek dit? Want hy wil net hierdie ding hê, maar om hierdie ding te hê, moet hy alles wat hy het verkoop. So hy kan nou eintlik niks doen nie, maar net die ding. Dink aan die eintlik absurditeit van die gelykenis. Jesus sê, die ou is bereid om, hy het alles verloor wat hom aan die lewe kan hou, want hy wil die ding hê. Hy kan hom nie nou weer verkoop, want hy is soveel werd nie, want dan het hy hom nie meer nie. So as 'n mens na die essensie van daardie gelykenis toe gaan sê, dit is eintlik dis die een ding waarvoor ek leef, is om hierdie skat te hê van 'n verhouding met God. Maar daar is ook ander verwante temas aan blydskap. Die Bybel koppel ook blydskap aan waarheid. Want hoe kan 'n mens sê, jy leef om elke dag soos 'n vertroueling van God te wees, maar jy behou 'n stuk oneerlikheid? Is tog onmoontlik. En daarom sê Johannes daar in sy 3de sentbrief, 3 Johannes 1 vers 4, ek het geen
groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. So hier, Johannes skryf namens die Here, geïnspireerd deur die Gees. So kom ons maak dit asof God dit sê. Ek het geen groter blydskap. Watter blydskap het ons nou gesê, soek ons? Ons soek die blydskap wat in God is, maar God sê, ek het geen groter blydskap met betrekking tot jou, as dat jy in waarheid wandel nie. Jy kan nie sê, ek het die blydskap van die Here, maar ek herberg 'n stuk valsheid in my lewe nie. Ek leef met 'n leuen nie. Of anders gesê, jy kan nie sê, jy soek na hierdie God, die God van blydskap, maar jy maak die soeke na waarheid nie 'n groot prioriteit nie. Kan ek myself so aanmatig om te sê, hoorie, ek kan God so ken, amper ek het 'n primêre kennis van hom, sonder dat ek die sekondêre bronne van kennis van God nodig het. Ek het nie nodig om kerk toe te gaan om meer van God te hoor nie. Ek hoor sommer self van hom. Ek het nie nodig om die Bybel te lees nie. Hy praat met my direk. Wat ek daarmee bedoel is, om te sê ek soek na God. En dan sê hy, ek het geen groter blydskap as dat jy in waarheid wandel. Here, help my om in waarheid te wandel, dan moet ek by bronne van waarheid uitkom. Die skrif self. Ek wil waarheid hê. En daarom sê Psalm 119, ek verbly my oor u woord, soos een wat 'n groot buit vind. Is die soeke na waarheid, daardie woord, waarheid, u woord is die waarheid, het toe uiteindelik my by die bron van waarheid, wat ook die bron van blydskap is uitgebring. Selfs die liefde, sê 1 Korintiërs 13, die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom saam met die waarheid. Jy kan nooit blydskap en waarheid skei nie. So ek moet altyd vra, is daar 'n ongelukkigheid in my huwelik? Wat is die stuk waarheid wat ons vermy? Is daar 'n ongelukkigheid in my kantoor? Watter waarheid moet hanteer word? Sodat want waarheid loop saam met blydskap. As blydskap verdwyn, is die kanse dat waarheid erns skade gelei, natuurlik primêr intimiteit het skade gelei, want blydskap is in God. So ek moet myself vra, hoe ernstig en nederig is ek om te erken, ek moet die heeltyd gevoed word met waarheid. Want ek het 'n inherente stuk valsheid in my eie sondige gebrokenheid. Waarheid. En Gerard, ek het so gedink na gister, waarheid is, omdat dit in God is, die primêre bron, moet dit ook in ons verhoudings wees. Hy sê in Johannes 15, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. So, in daai selfde gedeelte sal julle ook vir mekaar lief wees. Dit het ek vir julle gesê. Hoekom sê hy dit? Bewaar my gebooie waarheid, bly in my liefde, dat my blydskap in julle kan bly en dat julle blydskap volkome kan word. Vanuit 'n liefdeslewe vloei blydskap. Dis 'n vrug van verhoudings. Selfe Galasiërs 5. Die vrug van die Gees is liefde. Tweede ding, en ek is oortuig, Paul, daar's 'n rede dat die volgorde daar is. Liefde, blydskap. Verhouding is die heeltyd 'n deel van blydskap. En dan waarheid het ons genoem, maar waarheid gaan ook na 'n ander plek toe, eksistensiële waarheid. Om te weet wie jy is. Net die jy wat jy is, ons het vanoggend in ons personeelvergadering daaroor gepraat, is die jy wat werklik bly kan wees. Daar is nie 'n anders autentieke waarheid as die blydskap wat
uit jou unieke wese moet kom nie. En soms as 'n mens wonder, waar is my gemoed, hoekom is hy so laag, kan jy ook vra. Goed, ek wy my toe aan die Here, ek is in die skrif, my verhoudings is goed, miskien kan jy iets anders eksploreer. Is ek regtig die ek wat net ek kan wees, besig met die goed waarvoor ek gemaak is? Soos jy weet nou, Gerard, as ek nie musiek maak en ergens 'n liedjie skryf of 'n gedig of nou en dan 'n konsert het nie, kwyn 'n stuk van my wese, want dis wie ek is. En elke mens moet op daai plek kom wat jy vra, hoe het God my gemaak? Psalm 139 is seker die groot psalm oor ons identiteit. Die groot woorde, jou ontologiese egtheid. Waarvoor bestaan jy? Te vra, waarvoor het God my gemaak? Daar sê die psalmis, want U het my niere gevorm, eintlik my diepste wese, my menswees, my in my moeder se skoot geweef. En nou gaan hy dan, wat selfs arrogant kan klink, nee, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Die psalmis bedoel, ek het ontdek die wonder van presies hoe en waarvoor U my maak. En ek loof U daarvoor, want dit is vir my wonderlik. Daar's geen ander wonder en blydskap as die wonder en blydskap waarvoor jy gemaak is nie. Wonderbaar is U werke, bedoelende in my. En dan gaan hy verder, en my siel weet dit al te goed. Ek is diep bewus van hoe U my gemaak het, gaan hy, hoe U my al in my moeder se skoot gemaak het. As ons dit regtig glo, sal ons baie meer erns maak met ons smake, ons drome, ons begeertes, ons talente. Dan maak jy erns met die ding, hoekom het ek nou so lank laas my gitaar opgetel? Soos jy my gister oor my ek het jou vingers vermaan, getik het. Gerard, oor jou vingers wat sag geword het. Ja. Want dit is 'n deel van wie jy is, en as jy beroof eintlik ander mense van jouself, as jy nie jouself is, en die dinge doen wat jy moet doen nie. Ja. En dit is so presies, ek weet jy het dit 'n paar keer genoem, toe Johannes die begin van sy evangelie. Dit is van my gunsteling, ek dink dit is een van die briljantste maniere hoe die skepping beskryf word, amper daai gedeelte wat hy sê, dat in hom, praat nou natuurlik van Jesus, en in hom is daar lewe. En dan hy gebruik ons die woord was van die begin af dan, hy gebruik hy woord, die woord, in die woord, in hom, in Christus, daarin is die lewe. So ek vind iets van myself, en weet, dit is hoekom ek dink, as jy nou op 'n strand gaan sit, en jy sê, en jy het geen bekommernisse, jy gaan sit, sê, dis die lewe, this is life, hier is nou net, as jy daai perfekte beeld in jou kop het, dit is lewe, en elke keer wanneer ek lees, daai gedeelte wat Johannes sê, dan het ek amper daai ervaring, in hom het jy hierdie ervaring van, ek is nou presies waar ek moet wees, ek is nou presies daar, ek is eg met wie ek is nou presies waar ek moet wees. Dit as ek my gitaar vat, of soos jy nou sê, as jy nou verlang nie 'n gedig geskryf het, jy voel uit plek uit, ek is nou presies waar ek moet wees, want dis wie hy my gemaak het om te wees. Dis lewe, want in hom is daar lewe. Is presies die punt wat ek wil maak, Gerard, dat as jy in hom is jy in 'n sin ook in jouself. Ja. In hom ontdek ek waarvoor ek gemaak is. En Paulus sê 'n ding wat mens net negatief kan interpreteer daar in Romeine 12. Hy sê vers 3, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat hy behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om matig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Dan gaan hy na die liggaam toe.
Hy sê, hoorie, maak seker jy weet nou in 'n gemeentelike konteks, waar pas jy in? Moenie meer van jouself dink, met ander woorde buite wat jy is. Moenie sê, hoorie, ek gaan nou in die gemeente, ek wat Koos is, ek wil nou 'n bietjie die kamera werk doen. Nee, asseblief. En ry nou, wat weet hy van tegnies af? Reina, Los jy dit is bietjie veilig. vir my. Jy is veilig. Ek wil 'n bietjie volgende maand die boeke doen. Hoekom moet Esther die hele tyd die boeke doen? Die punt is, ek gaan nie gelukkig wees nie en niemand om my gaan gelukkig wees nie. Vind uit wie jy is. Moenie in jouself dink as iets wat jy nie is nie. Jy kan dinge in ander mense bewonder en sê, hoe moet dit wees? Dit sou daarom lekker gewees het om so te wees. Dit is niks meer verkeerd nie. Maar jou ware geluk lê ook in 'n nederigheid. Hierdie stukkie ek is al ek wat ek het. Maar Om met ek ontwikkel. jy sê daar iets baie waar, dat jy kan die ander goed maar probeer doen, maar jy gaan nie die vreugde of die lewe daarin vind En selfs al het jy met baie moeite of wat ook al, Ja. en dissipline, dit vermag. Ja, jy gaan nie lewe daarin vind nie. Want dis nie jy nie. Ja. En net die jy wat jy is, kan lewe. Dis jou eksistensiële doel. Ook Jeremia sê dit, sê die Here vir die profeet, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Met ander woorde, ek het gedink wie jy moet wees, waarvoor ek jou maak. En ek dink elkeen van ons kan dit vir onsself glo. Here, daar is 'n rede dat ek is wie ek is. En as jy na jou eie kind kyk, jy het daardie kind lief, juis vir presies wie hy is. Jy as ouer is ongelukkig as jy sien hierdie kind probeer iemand anders wees. God verheug hom oor jou, want hy het jou gemaak. Dat net in 'n sekere iets van jou, daar's 'n sekere soort verhouding wat God kan hê, wat geen ander mens vir God kan beteken nie, kan net jy beteken. En ook nou Loos, terwyl ons vandag so op Loos is, sê presies dit ook, dis 'n aangrypende stelling. Your soul has a curious shape, because it is a hollow made to fit a particular swelling in the infinite contours of the divine substance. Ons sê altyd daar's 'n leegheid, maar wat net God kan vul, maar hy sê iets, daar's iets in God wat net jy kan inpas. Hy het jou vir hom gemaak en net jy kan daardie ding wees waarvoor jy gemaak is vir God. There is, ek moes lees die hele aanhaling weer, your soul has a curious shape, because it is a hollow made to fit a particular swelling in the infinite contours of the divine substance, or a key to unlock one of the doors in the house with many mansions. En God se groot plan, God se groot huis, God se groot kunswerk, God se groot gesin, is daar 'n plekkie waar net jy kan vul. En wees dit. En as jy dit nie is nie, dan selfs sonde is 'n aanhoudende afwyking van die egtheid van wie jy is. En Dawid se belydenis daar in Psalm 51 sê, jy het 'n waarheid, 'n welbehae aan waarheid in die binneste. Here, toe ek daai wellustige daad met Batseba gepleeg het, was ek nie waarvoor U het my gemaak, to be a regal king, in beheer van homself en van 'n land. Toe ek afwyk van wie ek is, toe lyk ek nie meer soos ek moet lyk nie, en ek doen nie meer soos ek moet doen nie. U het 'n welbehae in waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. Moet dalk weer een kant kom, Here, dat ek kan ontdek wie ek is, want die vers is in die konteks van Dawid het afgewyk. Sê, Here, ek moet weer in die verborgene kom, dat U my wys kan maak, dat ek kan leef waarvoor net ek bestem is.
En dit is die enigste pad van blydskap. Dit laat my dink oor aan die storie van die boemelaar, die straatslaper wat hy het sy plekkie daar op die straathoek waar hy al vir baie lank bly. Hy het die plekkie spesifiek gekies want dit is naby genoeg aan 'n restaurant en die restaurant gooi redelike goeie kos weg. So hy het elke aand ietsie om te eet. En dis net om die draai van 'n tweedehandse klerewinkel wat ook gereeld van die ouer klere weggooi. En dis redelik beskik en is veilig en hy's daar. En elke dag is sy patroon maar dieselfde. Hy word wakker, dan staan hy op en hy bære sy goed een kant en dan stap hy na die restaurant toe en hy kry vir hom iets om te eet. En dan stap hy weer na die klereplek toe, want sy klere het nou vol gate en dan kry hy vir hom. En dan stap hy na die boekwinkel toe en agter die boekwinkel gooi hulle gister se koerante weg. Kry vir hom 'n koerant en dan gaan sit hy weer daar. En ons redelik baie voete op hierdie plek waar hy sit, want hy het ons baie mense wat verbyloop. So hy kry dan nog so 'n paar sente ook daar. So hy is heel tevrede met hierdie lewe van hom, maar tevrede in die konteks van wat 'n boemelaar kan hê. En die een dag, toe loop hy so en iets vang sy oog en hy tel dit op en hy sien toe dit is soos 'n silinder, maar 'n goue silinder en toe hy die silinder so oopmaak, toe haal hy 'n treasure map uit. Ek weet nie wat dit in Afrikaans 'n kaart. Ja. En hy maak die kaart oop en hy sien hier is net daar is die plek met dit is die grootste skat wat nog ooit vir die wêreld lê daar. Dis goud wat ontelbaar werd is. En hy weet hoe om die pad te loop en hy gaan terug die middag na sy plek toe waar hy slaap en hy sit daar en hy's opgewonde. Hy sê sy probleme is opgelos. Hy hoef nooit weer hierdie pad te loop nie, want hy het die antwoord hier in sy hande. Die volgende oggend word hy wakker en hy haal toe weer die kaart uit, die kaart uit en hy maak dit oop en hy sien en hy begin so te beplan hoe hy die roete gaan loop en hy dink sommer so vir 'n oomblik gaan sy gedagtes weg en hy dink oor wat sy karre hy vir hom gaan koop en die paleis van 'n huis en hoe hy nooit weer in die winter gaan koud kry. En hy's opgewonde. Maar hy bære toe die kaart en hy gaan toe weer en hy kry vir hom iets om te eet en hy gaan kry vir hom sy klere, hy kry vir hom die koerant en hy gaan sit weer daar. Hy sê, môre sal ek verder beplan. Môre is dieselfde storie, hy haal weer die kaart uit, opgewonde, ek gaan hierdie pad stap. En so is dit sy aanhoudende lewe. Elke dag haal hy die kaart uit en hy beplan, dit is hoe ek dit gaan doen, dis hoe ek daarby gaan uitkom. En 'n paar jaar later, toe sterf die boemelaar daar, op daai selfe hoek, met die kaart in sy sak. Eenvoudige storie. Die antwoord tot ware blydskap is vir ons hier gegee in die woord van God. En as ons dit soek, en ons gaan vind dit daar. Dis nie eers 'n moeilike kaart om te volg nie, dit lê in hom. Maar hoeveel mense gaan in hierdie wêreld ongelukkig dood, sonder om werklik hierdie volheid van lewe te vind, wat net in hom te vind is. So gaan soek dit, gaan haal dit, vat dit, moenie wag vir môre nie. Dit is vir ons hier. Jesus het in daai selfe bergpredikasie dan net later in Matteus 6, daai baie bekende vers, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en dan sal hy ook al hierdie dinge vir jou gee. Wat is al hierdie dinge waarvan hy praat? Is juis hierdie soeke in ons binneste na meer. Hey Gerard, baie dankie. Dankie Koos. Ek wil 'n ander saak van blydskap ook noem. Dit is lang naweke. Dit is ook natuurlik 'n bron van hartseer, nie? Want daar's sekere predikers in die gemeente. As ek my oë uitvee, dan is hulle verlofvorms in. Elke lang naweek van die jaar is hy en sy gesin weg. En dan moet ek hier agterbly en die ding aan die gang hou. Maar dit is vir my groot blydskap. Selfs as julle so rondkerjakker. Dis so Koos nou volgende week se preek bemark. Is nie 'n groot blydskap wat preek Koos volgende week gaan preek hier op die lang naweek. maar met dit gesê, Koos, met al die lang naweke en want volgende week is 'n baie kort week en ons baie van ons groepe wat nie by mekaar gaan kom nie, gaan ons nie volgende week
Silavie episode bron uitbring van nie. groot hartseer vir my. Ek weet Maar natuurlik. julle is weg, so Jy- hoe kan ons dit opneem? Ja, hoe kan ons? Die hart van Selavie is nie hier nie. Maar die week daarna is ons terug op ons pos en jy sal weer 'n episode in jou arsenaal hê om te gebruik. Dankie Koos en sterkte met jou projek volgende week en mag jy 'n wonderlike week verder hê. Sien jou die week na volgende week. Totsiens.